Kom ons bid saam. Here, aan U behoort alle eer en heerlikheid, mag en krag. U is God en Vader. U is die een wat ons onderhou, die een wat ons beskerm, die een wat ons veilig hou. Kom vanoggend in volle afhanklikheid in die naam van die Here Jesus Christus na U toe. Here, ons gee aan U alle eer. U is ons God. Here, U is die een waaraan ons vashou. U is die rots waarop ons bou. Here, dankie dat U vir ons lief is. Dankie, Here, dat ons vanoggend na U toe kan kom en dat ons kan stil raak by U. Dankie vir U teenwoordigheid. Dankie dat ons kan weet dat U vanoggend hier is. Heilige Gees, dat U in elkeen van ons harte inspreek, dat U tot elkeen van ons toevoeg, Vader. Dankie vir die goedheid en die guns oor ons lewens. Here, dankie dat ons in die skepping kan wees. Dat ons vanoggend U voeltjies kan hoor, die son op ons lywe kan voel. Dat ons gister die wind kon sien waai soos die bome beweeg. Here, U is ons God. U is ons Here. Hy is ook ons Vader. Ons kom vanoggend na U toe en ons kom bid U beskerming oor elkeen van ons geliefdes, ons hele groep, die wat hier is en die wat nie hier kan wees nie, en ons vra dat U elkeen so sal veilig hou. Here, ons hoor van die wat siek is vanoggend. Ons kom bring hulle so voor U, Vader, ons kom bid vir genesing, vir herstel, vir Marina wat vir operasie moet gaan, maar wat siek is, kom vra ons dat U nou so sal inkom in die naam van die Here Jesus Christus, dat U kom herstel bring in Jesus se naam. Here, Lorien, kom bring ons so voor U en ons kom bid vir genesing. Here, vir vinnige en volle herstel. Here, dankie dat ons ook vanoggend vir Dirk aan U kom opdra, Vader. Vader, daar waar pyn is, waar seer is en waar gebreke is, kom bring ons dit so voor U vanoggend. Ons kom lig hom op voor U, Vader, vanoggend en ons vra dat U genesing sal bring in elke area, Vader, fisies, emosioneel en geestelik. Kom lê ons hom so voor U vanoggend, Vader, en ons vra dat U nou sal inkom, dat er nou verandering sal kom in die naam van die Here Jesus Christus. O Here, dankie dat ons U naam kan uitroep oor elkeen. Dankie dat ons U naam kan uitroep oor hierdie vallei, Vader. Oor elke kerk, oor elke plek van byeenkoms wat vanoggend by mekaar kom, roep ons U naam uit. Ons vra U krag en die waarheid daar. Ons vra vir die woord om lewend te wees. Vir die woord om lewensveranderend te wees. Vir die woord om 'n tweesnydende swaard te wees tussen vel en been, Vader. Tussen murg en been, om in te kom en verandering te bring. Dankie dat ons dit so van U kan vra vanoggend. Here, ons vra ook vir die woord vanoggend wat gebring word. Ons bid dat dit sal lewe gee. Dankie dat ons vanoggend in aanbidding voor U kon staan. Dat ons U kan loof vir wie U is en vir wat U doen. Here, lei ook so hierdie byeenkoms vanoggend. Giet die seën daarop uit. Giet die seën uit op die woord wat gespreek word. Gee dit sal vrug dra. Ons bid dit so in Jesus naam. Amen. Vir 400 jaar is daar geen woord van God in Israel nie. Daar is nie 'n profeet in Israel nie. Daar is niemand wat God se woord aan die volk bring nie. Tussen Maleagi en die koms van Jesus hoor Israel niks oor God nie. Die godsdienstige beweging in Jerusalem staan egter nie stil in hierdie tyd nie. Nee, hoe verder God op die agtergrond is, hoe besiger raak hulle. Nuwe wette, nuwe bedienings, hulle raak al meer belangrik. God is afwesig.
maar hulle belangrikheid groei. Johannes die Doper verskyn op die toneel. Hy wys mense op hulle sonde. Hy doop mense. Ewe skielik, na 400 jaar, praat God weer en die mense stroom na Johannes toe. Hy is 'n bedreiging vir die godsdienstige leiers in Jerusalem. Hulle volgelinge gaan na die Jordaan toe. Hulle gaan na Johannes luister. Die leiers stuur priesters na die profeet toe. Priesters se rol is om die mense se belange voor God te bring. Profete se rol is om God se belange voor die mense te bring. Johannes se pa was ook 'n priester, maar Johannes het nie in sy pa se voetspore gevolg nie. Nee, hy gaan bly in die veld. Hy het van sprinkane en wilde heuning geleef, klere van kameelhaar gedra. Nou Israel het geweet daar moet 'n Messias kom, of in Grieks 'n Christus. Hulle het geweet daar moet weer 'n profeet soos Moses kom. Hulle het 'n belofte gehad van Elia wat weer sal kom. Johannes lyk en klink soos iemand wat hier inpas en hierdie rol kan vervul. Johannes doop die mense met water in die Jordaan. Nou die priesters het die mag gehad om mense te doop. Hulle het egter net nie Jode gedoop. Vir hulle was die doop gereserveer vir nie-Jode wat tot geloof gekom het. Hierdie mense was vuil en moet gewas word. Hulle is verontwaardig dat Jesus Jode doop. Jode behoort dan reeds aan God. Jode is nie vuil nie en hulle het nie 'n bad nodig nie. Vir Johannes gaan dit egter nie oor homself nie. Hy kom nie om oor homself te praat nie. Johannes kom en hy wys na Jesus. Jesus is die belangrike een. Jesus, sy neef wat 6 maande na hom gebore is die een na wie hy wys. Hy het dit reeds met sy eerste ontmoeting met Jesus gedoen. Toe Maria vir Elisabeth, Johannes se ma, kom vertel het wat met haar gebeur het, skop Johannes in die baarmoeder. Wanneer hulle dan na al die vrae geen positiewe antwoord uit hom uitkry nie, vra hulle nou in vers 22, nou wie is jy dan? En hy antwoord in vers 23 van Johannes 1. Ons lees vers 23. Hy antwoord toe, ek is die een wat in die woestyn roep, maak die pad vir die Here reguit. Dit is soos die profeet Jesaja gesê het. Johannes antwoord nie wie hy is nie, maar hy antwoord wel wat hy doen. Hy antwoord hulle nie direk nie, maar hy haal aan uit Jesaja 40 vers 3. Iemand roep, maak die pad vir die Here in die woestyn. Maak in die barre wêreld 'n groot pad vir ons God. Ons het nou in Gauteng gesien dat die paaie reggemaak word vir die G20 beraad. Die paaie wat hierdie wêreld se leiers moet ry, word opgeknap en verfraai. Hierdie is egter nie 'n nuwe gebruik nie. Dis nie slegs iets wat nou gebeur het nie. In die Midde-Ooste in daardie tyd was daar mense wat voor die koning uitbeweeg het en hulle het geroep, maak die pad gelyk vir die koning. Almal langs die pad moes dan inspring. Hulle moes klippe uit die pad uithaal, hulle moes gate opvul, hulle moes hierdie pad netjies maak, want die koning is op pad. Johannes kom en hy doen hierdie werk vir koning Jesus. Deur dit aan te haal kan ons ook sien dat Johannes besef dat hy besig is om die profeseë van die Ou Testament te vervul. Ons kry hierdie vervulling van Johannes se uitroep in al 4 evangelies. Dit is die verwydering van alle struikelblokke. Dit is die gelykmaak van paaie, die verwydering van berge, die uitbring van Israel uit die ballingskap, die bring van Israel terug na God. Jesaja se getuienis saam met Johannes se getuienis wys vir ons op die grootheid van God. Johannes se rol is om die weg voor te berei vir Jesus. Israel weet nou, God is aan die beweeg. God praat weer en hulle begin uitkyk vir hy wat kom, vir Jesus. Israel het gesukkel om getrou te bly aan God en Johannes kom wys vir hulle op hulle sonde. Kom ons lees verse 24 tot 28 van Johannes 1. Daar was fariseërs onder die wat gestuur is en hulle het vir hom gevra, nou
Maar waarom doop jy as jy nie die Christus is nie, en ook nie Elia nie, en ook nie die profeet nie? Johannes het geantwoord, ek doop met water, maar tussen julle staan daar iemand wat julle nie ken nie. Dit is hy wat na my kom, wie se skoene ek nie werd is om los te maak nie. Dit het oorkant die Jordaan in Betanië gebeur, waar Johannes besig was om te doop. In verse 24 tot 25 tree die Fariseërs toe en hulle vra oor die doop. Hierdie Fariseërs was nie tevrede met die antwoord wat Johannes tot nou toe gegee het nie. Hierdie was 'n groep vrome geloofsleiers wat die Hasidim gedoem word in die tydperk van die Makabeërs in 170 tot 100 voor Christus. Hulle het die Torah gevat en hulle het dit bereikbaar en verstaanbaar vir almal gemaak deur dit te verwoord. Onthou, Bybels was nie vrylik beskikbaar nie en nie almal in daardie tyd kon lees nie. Almal moet egter die wet onderhou en dit is hier waar die Fariseërs ingekom het. Hulle fokus is op die getroue navolging van die wet en hulle was bekommerd oor hierdie doop wat Johannes gegee het. As Johannes nie die Messias was nie, die Christus was nie, ook nie Elia of die profeet nie, watter reg het Johannes dan om te doop? Hierdie was vir hulle 'n baie belangrike vraag, want wat hy hiermee besig was, het baie verskil van dit wat hulle in Judaïsme geleer het. Hulle het gereeld gewas vir rituele, reiniging, en daar was 'n groep wat elke oggend in 'n poel gegaan het om hulle reinheid voor God te bewys. Ons lees in Markus 7 vers 1 tot 4 daaroor. Die Fariseërs en sommige skrifgeleerdes wat van Jerusalem afgekom het, kom toe by Jesus. Hulle het gesien party van sy disippels eet hulle kos met onrein hande. Dit is met hande wat nie gewas is nie. Die Fariseërs en tevens die Jode oor die algemeen eet immers nie as hulle nie eers hulle hande behoorlik gewas het nie. So hou hulle aan die oorerfgelewerde gebruike van die voorgeslagte. En wanneer hulle van die dorp afkom, eet hulle nie as hulle nie eers gewas het nie. Daar is ook nog baie ander oorgelewerde gebruike waaraan hulle hou, soos hoe om koppies, bekers, bakke en stoele te was. Die Israeliese wat hier gekom het, destyds saam met die granate uitvoer, hulle het nooit enige kos gevat voor hulle nie badkamer toe is en hulle hande gewas het nie. Hulle was nie gelowiges nie, hulle het nie geglo nie, maar het nog steeds daai oorgelewerde gebruik om hulle hande te was voor hulle enigiets eet. Johannes se doop is iets heel anders. Dit is 'n eenmalige gebeurtenis wat hy doen en nie deur die persoon self gedoen word nie. As hy nie die profeet of die Messias was nie, waar het hy die reg gekry om dit te doen? Johannes het basies gesê, hierdie Jode het so ver weggedraai van God af. Hulle is nou basies heidene, moet vergifnis vra vir hulle sondes en moet skoon gewas word. In vers 26 tot 28 kry ons dan Johannes se antwoord. Johannes kon hier na die verskil tussen die waterdoop en die geestelike doop gewys het, soos wat ons in Matteus 3 vers 11 kry. Daar staan, ek doop julle wel met water, omdat julle bekeer het, maar hy wat na my kom, is my meerdere, en ek is nie eers werd om sy skoene uit te trek nie. Hy sal vir julle met die Heilige Gees en met vuur doop. Hy vergelyk hom egter hier met sy meerdere, een wat hulle nie ken nie en ook nie herken nie. Hier het ons 'n dubbele betekenis. Hulle het Jesus gesien en hulle het nie besef wie Jesus was nie. Dit verwys egter ook terug na vers 10 tot 11 van die hoofstuk. Hulle het Jesus verwerp en hulle wou hom nie ken nie. Hierdie Fariseërs glo dat hulle kenners in geloof is, maar Johannes wys vir hulle dat hulle deel van die wêreld is en ook nodig het om gedoop te word en hulle het ook nodig om vergifnis te ontvang. Hy verklaar ook weer dat Jesus die een is wat na hom kom. Ja, Johannes was 6 maande ouer as Jesus, maar Johannes berei ook die pad vir Jesus voor, vir sy bediening. Die Jesus wat na Johannes kom is ver groter as hy. Johannes is nie eers waardig
om sy sandale los te maak nie. Rabbies of leermeesters van daardie tyd het nie salarisse ontvang nie. Hulle het wel mense opgelei in die wet. Hulle het dan disippels en volgelinge gehad en hierdie disippels sou take vir die rabbies verrig. Die gesegde het dan onder hulle rondgegaan dat 'n disipel enige iets sou doen wat 'n rabbi se slaaf vir hom sou doen en wat 'n slaaf vir 'n meester sou doen. Behalwe hierdie disipels sou nooit 'n rabbi se sandale uittrek of sy sandale losmaak nie. Dit was te vernederend vir hulle. Wat Johannes dan hier sê, is dat hy nie eers werd is om Jesus se slaaf te wees nie. Selfs die werk om net Jesus se sandale uit te trek, is te belangrik dat hy dit sou kon doen. Johannes vertel dan vir ons waar dit gebeur het. Dit gebeur by Betanië, aan die oorkant van die Jordaan. In verse 29 tot 34 kry ons Johannes se getuienis oor Jesus. Kom ons lees dit saam, vanaf vers 29. Die volgende dag sien Johannes vir Jesus na hom toe kom, en hy sê vir hom, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Dit is hy wat ek bedoel het toe ek gesê het, na my kom daar 'n man wat voor my is, want hy was voor my reeds daar. Ek het self ook nie geweet wie hy is nie, maar ek het gekom en ek doop met water, sodat hy aan Israel bekend gestel kan word. Verder het Johannes getuig, ek het duidelik die Gees soos 'n duif uit die hemel sien kom, en hy het op hom gebly. Ek het self ook nie geweet wie hy is nie, maar God wat my gestuur het om met water te doop het vir my gesê, die een op wie jy die Gees sien kom en bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop. Ek het dit self gesien en daarom getuig ek, hy is die Seun van God. Vers 28 het ons Johannes wat sien hoe Jesus na hom toe aangestap kom. Johannes beskryf dit as Jesus se eerste tree in sy publieke bediening. Ons het nou gesien hoe Johannes die apostel beskryf en hoe Johannes die apostel beskryf het hoe Jesus na die wêreld, na sy skepping toe gekom het. Ons beweeg nou na die tweede fase toe. Ons beweeg na Jesus se bediening op aarde toe. Johannes se stelling hier is belangrik om die teologie agter sy evangelie te verduidelik. Daar is die lam van God wat die sondes van die wêreld wegneem. Wat bedoel Johannes met hierdie metafoor, met Jesus as die lam van God? Daar is 3 maniere om daarna te kyk. Ons kan daarna kyk as die lam van die eindtye, wat oor die sonde sal triomfeer en sonde sal vernietig. Dit kan ook die dienaar wees wat ly, waarvan ons lees in Jesaja 53. Die Arameese woord vir dienaar kan ook lam beteken. Dit kan ook die lam wees wat dui op die offergawe van die Paasfees en ook die daaglikse offers in die tempel. As ons dink aan lam, dan het ons dikwels die pasgebore sagte lammetjie in gedagte. Volgens die Bybel het die lam van God egter horings. Hierdie mense het 'n ander prentjie, 'n ander idee van 'n lam gehad. 'n Lam is 'n 2-jarige skaap, lewendig, sterk en in die vleur van sy lewe. Hierdie 2-jarige lammers was egter ook die wat geoffer is. Die mense in die stad sou hulle bebloed en geslag gesien het, doodgemaak en geslag om te dien as die offers van mense se sondes. Wanneer Johannes dan vir Jesus beskryf as die lam van God, is dit die prentjie, die een wat doodgemaak word vir die sondes van mense. Jesus is dan die lam wat ly, doodgemaak word vir die sondes van die wêreld. Ons kan nie sê dat Johannes geweet het wat gaan gebeur nie, maar hy het beslis geweet hoe belangrik Jesus was. Die Heilige Gees gebruik dan vir Johannes as profeet om die rede vir Jesus se koms uit te lig. Die Jode het egter die Messias in 'n ander vorm verwag. Hulle het iemand verwag wat koning sou wees, een wat hulle in oorlog sal lei tot oorwinning en hulle sal vrymaak van onderdrukking. Johannes stel dit weer eens duidelik. Jesus sal hom verbygaan, want Jesus is reeds van voor hom af daar.
Die eerste en enigste profeet in 400 jaar in Israel. Sy bediening is nie op homself gefokus nie, maar hy fokus daarop om na Jesus te wys. In vers 31 sien ons hoe Johannes vir die eerste keer Jesus se ware identiteit verstaan. Ek het self ook nie geweet wie hy is nie, maar ek het gekom en ek doop met water, sodat hy aan Israel bekend gestel kan word. Nou dit beteken nie dat hulle nie mekaar voor die tyd geken het nie. Hulle was neefs. Ons weet nie hoeveel tyd en of hulle tyd saam spandeer het as kinders nie, maar hulle sou heel waarskynlik mekaar geken het. Tot Jesus se doop het Johannes net soos ander Jode gewag op die Messias se koms. Hy het nie geweet wie dit is nie. Johannes het sy doop beskou as 'n teken van bekering, maar hy het ook geweet dat dit iemand kan salf tot bediening. Jesus daag op, die Heilige Gees neem oor en die Messias tree na vore. Voor dit gebeur het Johannes nie geweet wie die Messias is nie. Johannes die Doper het die openbaring van Jesus as Messias, as die Lam van God, toe hy vir Jesus doop. Johannes die Evangelis vertel nie hier 'n storie nie. Hy gee die getuienis soos Johannes die Doper dit gelewer het. Vers 32 en 33. Verder het Johannes getuig, ek het duidelik die Gees soos 'n duif uit die hemel sien kom, en hy het op hom gebly. Ek het self ook nie geweet wie hy is nie, maar God wat my gestuur het om met water te doop, het vir my gesê, die een op wie jy die Gees sien kom en bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop. Johannes is dus getuie van Jesus se salwing as die Messias, maar dit is vir hom 'n openbaring toe dit gebeur. Deur die Ou Testament sien ons dat konings gesalf word deur priesters en profete. Hier sien ons dat Jesus gesalf word deur die Heilige Gees. Deur die evangelie van Johannes sien ons Jesus as die een wat God aan die mens openbaar. Die Heilige Gees vervul die rol om Jesus te openbaar. Vul hom met krag en wys aan almal wie Jesus werklik is. Die Heilige Gees openbaar Jesus as die Messias en nou weet Johannes wie die Messias is. Johannes sien die Gees soos 'n duif uit die hemel kom en hy bly op hom. Ons lees in Jesaja 11 vers 2. Die Gees van die Here sal op hom rus, die Gees wat wysheid en insig gee, die Gees wat raad en sterkte gee, die Gees wat kennis verleen en eerbied vir die Here. In Handelinge 10 vers 38 lees ons, julle weet van Jesus van Nasaret, dat God hom met die Heilige Gees gesalf en met krag toegerus het. Hy het rondgegaan, oral goeie werke gedoen en almal gesond gemaak wat in die mag van die duiwel was, want God was by hom. In vers 33 sê Johannes weer dat hy nie geweet het wie die Messias is nie, maar God wat hom gestuur het om te doop, het aan hom openbaar dat die een op wie hy die Gees sien kom het en die Gees op hom sal bly. Die Heilige Gees wat in Jesus bly, neem dan die getuienis by Johannes oor en getuig dat Jesus die Messias is. Ons stop eers by daardie vers vanoggend. Johannes word ondervra. Afvaardiging word uit Jerusalem gestuur om te kom ondersoek instel wie hy is. Hy vertel nie vir hulle wie hy is nie. Hulle moet dit hom uitvra. Hulle moet dit uit hom uittrek. Selfs dan kry hulle net kort antwoorde en hierdie antwoorde word al hoe korter. Hulle vra, is jy die Christus? En hy antwoord, ek is nie die Christus nie. Dan vra hulle, is jy Elia? En hy antwoord, nee, ek is nie. Is jy die profeet? En sy antwoord is nog korter, net nee. Johannes ken sy rol. Hy ken sy roeping. En dit is nie om oor homself te praat nie. Sy bediening is om na Jesus te wys. Dit is eers toe hy oor Jesus begin praat, dat sy woorde meer raak, dat hy begin uitbrei.
Later in die evangelie sal ons die 7 ek is stellings van Jesus kry. Heel anders as Johannes wat heeltyd sê ek is nie, stel Jesus dit baie duidelik, ek is. Oor wie gaan ons bediening? Na wie toe wys ons? Waaroor getuig ons? Vandag is die Heilige Gees die een wat ons herinner aan Jesus, wat ons openbarings gee. Johannes 14 vers 26 lees ons, en wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. En dan gaan hy aan in Johannes 15 vers 26, wanneer die voorspraak kom wat ek vir julle van die Vader af sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal hy oor my getuig. Dit is hierdie Heilige Gees waarin ons moet groei en wat ons moet help om getuies van Jesus te wees. Dit is ook die Heilige Gees wat ons nou blykbaar vyande van die regering van die dag maak. Vandag het ons egter 'n probleem. Ons is besig. Ons telefone roep vir aandag. Sosiale media roep vir aandag en die wêreld skree vir aandag. In dit al tree die Heilige Gees terug en gee vir ons spasie. Gaan raak stil. Los alles en gaan raak stil met God, nie met teachings en met mense wat oor God praat nie. Raak stil met God. Word gevul met die Heilige Gees en raak 'n bedreiging vir die wat die verkeerde pad stap. Mag God ons elkeen vul met sy Gees, sodat die lewende water uit ons uitstroom. Amen.